Hallo julle, welkom terug by Kom ons gesels, episode 2. 'n Hele klomp jaar gelede het ek en my man 'n sakeontbyt bygewoon. Die spreker het 3 baie belangrike punte uitgelig. Die eerste punt was, deur wie wil jy geken word? Die tweede punt was, waarvoor wil jy geken word? En die derde punt, waar wil jy geken word? Dit was bykans 9 jaar terug, en volgens my is dit eintlik nog steeds relevante vrae. Bring my terug na ons tieners en al hulle dokumentering en rekordering van hulle lewens. Is seker Instagram sou definitief nie kon oorleef sonder elke tiener se 2 of selfs 3 Instagram rekeninge nie. Want onthou hulle sogenaamde gewone rekening, waarop meeste van ons ouers daarom ook is. Dan het hulle Finstagram of sogenaamde spam rekening, waarop hulle allerhande interessante, snaakse en vreemde goeder sit, en jy as ouer is gelukkig om ook op daardie rekening te wees. En dan is daar die derde rekening, waarop hulle bak en iets maak, en jy as ouer beter daardie reels gaan like, met ander woorde daardie hartjie gaan druk, sodat hulle al hoe meer en meer volgelinge kan kry. Nou wonder ek hoe het ons as tieners ons lewens gerekordeer en gedokumenteer. Al waaraan ek kan dink, is daardie dagboeke met die slot en die sleuteltjie wat eintlik niks beteken het nie. En dan natuurlik die telefoonlyn in die gang. Vir ure kon 'n mens daarso sit en gesels. So ja, ek wil graag vir my tieners en hulle maats vra. Deur wie wil julle geken word? Waarvoor wil julle geken word? En waar wil julle geken word? Wil julle werklik net op Instagram geken word? Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Wat dink julle gaan die naweek se telling wees tussen die Springbokke en Georgië en Bombela? Ek wonder net of Rassie werklik waar sien wat hy wil sien met hierdie sogenaamde maklike wedstryde, en of dit nou maar net doeteenvoudige blootstelling is. Is dalk 'n goeie ding dat Sia terug is as kaptein, dat mens sien of sy besering verby is, en mens hoop net nie dat enige speler in so 'n sogenaamde maklike wedstryd juis seer kry voordat die Championship Cup begin nie. Nou ja, ons kan daaroor ook nog baie gesels.